Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Vandag gaan ons voort met ons inluister op die gesprek van ons Here Jesus Christus met Nikodemus. Ons gaan dan veral fokus op vers 11, op Jesus se derde Amen, Amen uitspraak. Kom ons gaan luister en lees saam uit die woord van ons Here. Voor ons saam uit die woord van ons Here lees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Ewige God en Hemelse Vader, ja, Skepper van hemel en aarde. In hierdie oggenduur is ons harte op U alleen gerig. Ja, Here, ons harte loop oor van dankbaarheid. Ons harte is vol aanbidding en vol lof. Want net in Christus is U ons Vader, wat ons liefhet, wat ons elke dag versorg, wat elke dag en elke oomblik by ons is. We thank You, Father, that You want to speak to us. You want to speak to our hearts, and that is what we pray for, that You can lead and guide us through Your Spirit, by Your grace, that when we come to sit at Your feet, that we can hear Your word, and that we can really believe in Your Son as our Savior. Yes, Father, lead and guide each one of us in our hearts now. Be with me, the preacher, who must preach Your holy word. Yes, Father, come, renew our hearts and our thoughts to the honor of Your name. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Our scripture reading is out of John 3, verse 9 to 21. Verse 9 to 21. Julle gaan hom daar sien. Julle sal onthou, ons het nou 2 weke vers 1 tot 8 gelees. Ons gaan aan vanoggend van vers 9. Dis nadat Jesus vir Nikodemus geleer het, dat as ons nie van bo gebore word nie, kan ons die koninkryk van God nie ingaan. En as ons nie deur water en gees gebore is nie, kan ons nie die koninkryk nie ingaan nie. En dan kom Nikodemus, en dan lees ons verder, hy sê, hierop vra Nikodemus hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel, en jy begryp hierdie dinge nie? Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Ons gaan fokus op die derde Amen, Amen uitspraak in vers 11, waar daar staan, Amen, Amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. We are going to focus on these words in verse 11, which is
the first truly saying in John 3, where they're standing, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony. This is God's word. Let us hear and listen and believe His witness. As ek my liewe vroukie erg wil opklits, moet ek haar nie glo as sy vir my iets gesê het nie. Want om dan uit te vind dat sy reg was, ek gaan lang spyt wees daaroor. Byvoorbeeld, vandat sy as 'n totale leek 38 jaar terug met my getroud is, het sy intussen tyd tot 'n meester rugby TV-skeieregter ontwikkel. As sy vir my sê, iemand het 'n bal aangeslaan, of iemand het die bal vorentoe aangegee, en ek sê van nee man, ek het niks gesien nie, en die TV-skeieregter kom terug, en hy bevestig dit wat sy gesê het. Julle kan besef, dan het ek moeilikheid. Ek gaan heeltyd hoor, hoekom glo jy nooit dit wat ek vir jou sê nie? Ek dink elkeen van ons word kwaad as ek die waarheid weet en dit vir iemand sê en hulle glo my nie. None of us likes it when I tell them the truth and they do not believe me, and I know what I'm saying is the truth, but they do not believe me. Wat van as God met ons die beste nuus ooit deel? As hy vir eeue alles doen, sodat die mens die waarheid van die evangelie moet hoor. Hy kom woon tot in ons harte, dat ons dit moet glo. En dan maak ons hom tot leenaar. Everything God does, through His word and through His Spirit, is to speak the truth into our hearts. What if we do not believe that? Then we tell God He is lying. Dis waarvan Johannes skryf. As hy in sy eerste brief van ongelowige skryf wat sê, wie God nie glo en het hom tot leenaar gemaak, omdat hy nie die getuienis geglo het wat God oor sy seun gelewer het nie. My brother, my sister, God wants us to believe Him. He wants us to believe what He is telling us through His word, and by His Spirit into our hearts is the truth. We must not make a mistake on this. Nou die evangelie volgens die apostel Johannes was geskryf aan 'n gemeenskap van gelowiges in die omstreke van Efese. Oral rondom Efese was daar dorpe en stede waar daar 'n klein, ons praat van Johannese gemeenskappe, waar daar klein gemeentetjies tot stand gekom het, wat vir jare onder die bediening en die invloed van die apostel Johannes was. En hulle het vir jare, vir dekades, het hulle God se getuienis oor Jesus Christus geglo onder die bediening van Johannes. Maar as ons die woorde van Johannes 20 vers 31 in gedagte hou, waar die apostel self die doel van die skrywe van hierdie hele evangelie van hom vir ons gee, waar daar staan, hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê, dan kan ons aanvaar dat van hierdie lidmate wat vir jare lidmate in hierdie gemeentetjies was, het begin twyfel. Hulle het begin uitklim uit die geloof uit. Hulle het nie meer geglo nie. If we really look at the purpose why John wrote this gospel, in the words of John 20 verse 31, you can see that from the first readers of these gospels started to fall out in their faith. They started to doubt the gospel. Because some of them were Jews, some of them were heathens, and they were not welcome in the synagogues, in their families, in the temples, at the workplace. They were not welcome anymore. Further on, there were false teachers who taught them that Jesus was not really God. And they also made the worldly living so
so beautiful for them to follow. Ek dink tot vandag toe nog, is moeilike omstandighede, altyd van die vrugbaarste plekke waar die duiwel ons laat twyfel, of die getuienis van God oor Christus en sy woord, nog waar is, of nie. The devil will never stop doing this, to sowing doubt in our hearts, that Jesus Christ is Lord. Die apostel Johannes, wat al baie oud moes gewees het, want ons weet hierdie evangelie is omtrent so 60 jaar na Jesus se hemelvaart geskryf, hy kon dalk nie meer na die mense toe gaan nie, is juist hoekom hy hierdie evangelie begin skryf het, dat hierdie mense net weer kon vashou aan hulle geloof in Christus. Nou as 'n mens na al die getuies van wat Jesus gedoen het in die evangelies luister, ook wat hy vir ons kom leer het, en dan van al wat hy kom doen het aan die kruis en van die leeg graf, bring dit elke mens, deur al die eeue, ook vir elkeen van ons altyd tot by die belangrikste vraag, waarby die Bybel ons elke keer moet uitbring. Glo jy dit? Daai vraag aan Martha in Johannes 11. You see, this is the most important question that all of Scripture, all the witnesses of God is doing in all of Scripture, is to bring us to that big question. Do you believe this? Wat ek met die kruisevangelie doen, is van ewig lewende belang. What I'm doing with the gospel is extremely important because it has eternal consequences. In verse 18, we can read, and it's Jesus who's talking. He's saying, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Jesus is baie duidelik hieroor. Om te glo. Geloof in Jesus Christus trek 'n baie duidelike lyn in hierdie wêreld. Daar's twee kante. Van diegene wat op pad is na die Vader se huis toe, en die wat vir ewig verlore is. Dis nie Dominee Hendrik wat dit uitgedink het en wat dit verkondig nie. Jesus leer dit vir ons in hierdie allerbelangrikste gesprek. And now one can ask, but why must we believe the gospel? Why must I believe the witness of Scripture? As ons vir die derde keer in hierdie middernagtelike gesprek tussen Jesus en Nicodemus hoor, Amen, Amen. For the third time we hear these words, truly, truly. Dan word ons nie net opnuut verseker deur Jesus nie, maar hy kom met goddelike gesag. Jesus with godly authority, Jesus comes to us. And then he says to Nicodemus, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. Very important. Very important. Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony. Ek dink wat baie belangrik is in hierdie vers, is om te sien die woordjie ons in julle. Jesus praat nog die een oomblik met Nicodemus waar dit ek is, en hy sê, en vir jou, hy praat in enkelvoud, en dan skielik slaan hy oor in die sin, en hy begin praat van ons en julle. Ons moet mooi verstaan, wie is hierdie ons, en wie is hierdie julle. Kom ons begin by die julle. Die julle hier verwys natuurlik die julle na die Joodse volk, met al sy kerkleiers, wat Jesus Christus verwerp het. God se eie kinders het hom verwerp. En natuurlik wys dit na die ganse menslike geslag, wat op sy eie God verwerp, en wat in opstand teen God is. Ook ek en jy op ons eie sal altyd in opstand wees teen God. Now we must take note of how Christ moved from singular to plural to you
and to us. And that we must take in consideration when he speaks to you, it is basically the Jewish nation with their leaders who's not believing in Christ and they're rejecting him. But that's also, it is just the image of all of humanity who does not want to believe God and his witness to us. Hierdie klag dat die mens die verlosser nie aanvaar nie, kry jy telkens reg deur die evangelie volgens Johannes. Aan die einde van sy bediening, net so voor sy kruisiging, lees ons van die Jode, hoewel Jesus so baie tekens in hulle teenwoordigheid gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord wat die profeet Jesaja uitgespreek het, vervul kon word. Here, wie het ons boodskap geglo? The one nation who had to believe, had to recognize, but this is the Christ. They didn't believe his witness. They rejected him. You see, this you in this verse is die opstandige mens op sy eie. It is us, the sinful man, who will always reject God because we are evil. We want to be in the dark. Jesus said later on in this conversation. This is us on our own. Die ons, die us, van wie Jesus hier praat, refers to the witness of the triune God through the ages. The witness of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In heel eerste plek, in hierdie ons, in this us, is the Father who spoke through the ages, through the prophets. And who was telling in the Old Testament, his people, that the Messiah is coming. Deur die hele Ou Testament, getuig God van die Messias wat kom, Jesaja 43, die knegt wat moet kom lei. Psalm 16, dat my siel nie aan die doderyk oorgegee sal word nie. En natuurlik ook al die latere profete wat gepraat het van die groot dag van die Here wat kom, dat daar kom 'n einde aan alles. God het dit so duidelik deur sy profete vertel, getuig, dit vir ons gesê, dit gaan so gebeur. Ja, die deel van hierdie ons is ook die getuienis van ons Here en ons Verlosser Jesus Christus tydens sy bediening hier op aarde as seun van God. Ons sien dat Nikodemus reeds in die begin van hierdie gesprek vir Jesus gesê het, dat hy 'n leermeester is, wat van God moes kom. Want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig, as God nie met hom is nie. En tog, wou die Jode hom nie glo nie. At the beginning of this conversation, Nicodemus already told Jesus that he must be a teacher coming from God. If you look at all the signs and all the miracles and you hear all the teachings he did, and even with everything Jesus did, the Jews didn't want to believe him. They rejected his witness. Ook dit wat Jesus vir Nicodemus oor die wedergeboorte geleer het, moes eintlik Nicodemus onmiddellik laat verstaan het. Tog nadat Jesus hom leer oor die wedergeboorte en dat ons ook deur water en gees gebore moet word om die koninkryk van God binne te gaan, hy moes dit onmiddellik opgetel het. As an Old Testament teacher, Nicodemus had to understand immediately when Jesus spoke of to be born from above. That's why Jesus is asking him, you're a teacher in Israel and you do not understand these things? Jesus was surprised that Nicodemus is not understanding him. Ja, vir Christus was dit verbasend, hy kon dit nie glo nie. Want in die Ou Testament het God tog al gesê, hy gaan sy wette op ons harte kom neerskryf deur sy gees. Hy het al gesê deur die profeet Jesegiel, dat hy ons ou harte gaan kom verwyder, en dat hy in ons nuwe harte gaan gee. Nicodemus moes dit onmiddellik gesnap het. Hy's net te opstandig.
So as ons vir mekaar moet vra volgende, hoekom sou ons die evangelie glo? Kan daar net een rede wees? There can only be one reason why we must believe the gospel. The triune God, Father, Son, and Holy Spirit witness among us, but this is the only truth that can save us. There's no other name, no other truth that can save us. That is their witness. You see, here we actually come to the big problem in this whole conversation between Jesus and Nicodemus. I can know scripture like Nicodemus on the fingerpunte. No? I can know scripture. I can read it 10 times a year, all of scripture. I can be a theologian, a professor for pastors. I can be a pastor. I can be an elder in the church. But if the Holy Spirit does not come and fill my heart with the truth of the gospel, I will never be able to confess Jesus Christ is Lord. Ons is net te boos, te opstandig op ons eie. Dis 'n goddelike ingryping wat nodig is. God must act. And no one can ask, but how can I know that the Spirit is also at work in my heart? What will be the first fruit that one can see, that I can know for certain that the Holy Spirit started to work in my heart? I take God at His word. Ek vat God op sy woord. Ek glo die evangelie. Ek glo God se getuienis oor Christus. Van vers 12 na vers 18, net nadat Jesus ons oor die wedergeboorte geleer het, sal julle kry van vers 12 tot 18, gaan ons 7 keer die woordjie glo kry. Die evangelie lê nie in ons harte, omdat ons op 'n mooi dag ons harte vir Jesus gegee het nie. God kom skenk in sy groot genade deur sy Gees die evangelie in ons harte. Hy kom gee dit aan sy kind. Dit kom van hom af. The only reason why we believe is because God in His endless grace come share the gospel in my heart so that I can embrace my Lord as the only way of salvation. I can do no other. His work is just too strong to say no. Hierdie glo moet natuurlik met die regte waarheid gevul wees. Want sien, elke mens glo in iets, ook die ateës glo, daar is geen God nie, ook die duiwels glo in God. Jakobus 2 vers 19. Ook word die evangelie vandag so verdraai, dat daar so baie dinge aan die evangelie vasgemaak is, wat nie evangelie is nie. Die beste manier, om dit aan 'n Joodse rabbi te verduidelik, is 'n gebeurtenis vanuit die Ou Testament. Daarom vat Jesus ons terug na Numeri 21 vers 4 en 10 in hierdie gedeelte. The best way to explain to a Jewish rabbi what is faith is something out of the Old Testament. That's why Jesus took us back to Numbers 21 verse 4 to 10, where we read that God's people were in the desert. They were complaining again for the so manyth time because God is not there, and then there was dangerous snakes who bit them, and the only way out, God allowed Moses to make a serpent on a pole, and only those who looked at the pole and believed that God will heal them were healed.
Only their faith. It's not the pole or the snake on the pole. That's idolatry. Net die wat na die paal gekyk het en geglo het, maar God sal my genees. Net geloof het hulle genees. Net geloof. Net om te glo, God op sy woord te vat. And the first fruit of the Holy Spirit in the heart of a sinner is faith in Jesus Christ, Him crucified and Him resurrected. My Lord, my Savior. Ja, Jesus, die hart, die belangrikste waarheid waarop die Gees ons harte fokus, in die bekende Johannes 3 vers 16 uitwys, sê hy, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dan fokus die Gees ook vanmôre ons harte op die waarheid van alle waarhede, waaroor alles gaan. Driven by His love for us, God gave His only Son, His only begotten Son, to save us. And in these words, we all immediately are taken back to Genesis 22. Abram, Isaac on Mount Moriah, he had to sacrifice his own son, his only son. He waited for years. There was no other. And God said that you must sacrifice it. And he kept on believing that God will provide. Faith alone. Net om God op sy woord te vat en gehoorsaam te wees. En God se groot genade het Abraham nie sy seun geoffer nie, maar dit is God nie gespaar nie. Hy het sy seun in ons plek geoffer om ons sondes weg te vat. Therefore there is no other name in heaven and on earth that God has given us that can save us from all our sins. Die Heilige Gees wat self die hele Bybel geïnspireer het saam met die Vader en die Seun een getuienis. Nadat hy my van al my sonde verlorenheid oortuig het, kom hy en hy fokus my hart, my gedagtes, my denke op Christus, die gekruisigde. Daarom is dit ook al waaroor Paulus wil praat met die gelowiges in Korinthe. Dis die enigste plek waar die unieke seun van God ten volle mens en ten volle God in my plek sterf, om my van die ewige hel te verlos. Ja, die hart van die evangelie gaan altyd saam met die heerlike belofte, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Is God's act of salvation will always be followed with the promise that if you believe this, you will live till eternity with God and with Christ. Ja, tydens die gebeure in die woestyn het baie mense gesterf van die slangbyte en hulle het verlore gegaan. Even up till today, a lot of people look at the cross. They hear the same witness from the Spirit as what happened to us in this congregation this morning, but every Sunday morning. And still, they do not believe. Hulle harte is net te boos, hulle is nog net te vasgevang in die donkerte. En daarom staan hulle veroordeel. Dis wat Jesus sê, baie duidelik. Brother, sister, do you believe the witness of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit? Vat jy God op sy woord, as hy deur sy Gees in jou getuig, dat die enigste weg na die Vaderhuis is net geloof in sy Seun Jesus Christus se afgehandelde werk aan die kruis.
Do you take God at His word if He promises you that the only way to the Father, the only way, is by true faith in Jesus Christ and Him crucified? Dit beteken nie dat ek alles in my lewe uitgewerk moet hê teologies nie, dat ek al die antwoorde op al die vrae het nie. Die Gees stap met elkeen van ons pad. Elke gelowige groei daagliks, weekliks, as ek saam met die Gees tyd spandeer rondom sy woord. En waar ek meer en meer van die skoonheid van die evangelie geleer word deur die Gees. Maar die belangrikste, waar die Gees aan die werk is, soos daardie man aan Jesus se sy, toe hy ook saam met Jesus gehang is, om te kan glo, maar hierdie is my Here en my Verlosser. Mag die Gees hierdie waarheid so in elkeen van ons harte vaslê, dat ons die getuienis van God sal glo. En nou hoor ek jou sê, maar Hendrik, soms is dit so moeilik. Why do I struggle so much? Sometimes it's really difficult to be steadfast in my faith. Ons moet altyd onthou, dat geloof gebeur nie op die kruin van die golf nie. You're not always on top of the wave when you believe. Even the Apostle Peter writes about it, that our faith must be tested, because faith that's never tested is but a baby faith. Ja, faith wat nog nooit getoets of gelouter is nie, is 'n babietjie geloof. Geloof gebeur nie op die top of op die kruin van die golf nie. Maar hoe bly ons staande? Ons Here leer dit vir ons so mooi. Gaan lees daai woorde in Lukas 11 vers 13, waar hy sê dat ons kan bid, dat God die geskenke van die Gees aan ons sal gee. Ook geloof, om daarin te groei, om daarin vas te staan, is 'n saak van gebed op my knieë. Hoe bevoorreg is ons nie, om die evangelie in ons eie taal te kan lees, om dit te kan hoor gepredik word, dat ons met mekaar daaroor kan praat, mekaar kan bemoedig nie. Maar Christus kom en hy stort sy Gees in ons harte uit, sodat ons elkeen kan glo. Is God in Christ fill our hearts with His Spirit so that we can believe. May we, by God's grace, embrace His witness with all our heart so that we can believe that Jesus Christ is my Savior. Ja, mag ons hierdie waarheid met alles in ons omhels, dat Jesus Christus en hy alleen ons verlosser is. Amen. In ons leerdiens kyk ons vanmôre na die heel eerste gebod, waar ons lees in Eksodus 20 vers 3, jy mag naas my nie ander gode hê nie. Ons doen dit nog steeds in die lig van Sondag 34 van die Heidelbergse Katekismus. En hierdie is en bly die belangrikste van al die gebooie. As ek sukkel met die eerste gebod, maak al die ander gebooie nie vir my sin nie, gaan ek daarmee sukkel. The first commandment in Exodus 20 is the most important, that there is no other God, that I must serve God with all my heart. Because if I cannot do this, the rest of the 10 commandments does not make sense. Nou in die eerste gebod verbied God enige ander inmenging in ons liefdesverhouding met hom. Maar hy gebied ook, maar hy sê ook vir ons hoe ons hierdie liefdesverhouding moet koester. Kom ons kyk eers, wat verbied God? En ons belydenis sê, die Heidelbergse Katekismus, Sondag 34, vraag en antwoord 94, daar lees ons, ek moet ter wille van my siele heil en saligheid, alle afgoderry, towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van heiliges, of ander skepsels vermy en daarvan wegvlug. God knows that it is so easy for us to put our trust in faith in things that cannot help us.
because it's earthly. We can see it, we can touch it, and then we believe that it can help us. En daarom sê ons belydenis dat afgoderry is om enige iets in die plek van die enigste ware God, soos wat hy homself in sy woord in ons openbaar, te stel. Om ons vertroue daarin te stel. Nee, ek en jy moet altyd vashou, ook aan hierdie groot waarheid van die Ou Testament. Luister Israel, gaan vir my een aan. Luister Israel, die Here ons God, die Here is alleen. We must never doubt this. This must always be the main truth, that there is no other God than the God of Scripture. And we must remember, there's nothing too holy, too beautiful for us that the devil cannot use to make an idol in our own lives. Even my family, my ministry, a lot of things he can make an idol in my life. And there can be nothing more important in my life than God and him alone. Maar God kom ook en hy leer vir ons hoe ons hom met hart en siel en met al ons krag lief te hê. En dit doen hy nou in die res van die belydenis. Ek het dit so bietjie opgebreek. Julle sal sien die heel eerste een is hoe kan ek God lief hê? Ek moet die ware God, of die enige ware God reg leer ken. Mense, die eerste gebod sê klaar vir my. Ek kan God net in Christus ken. En waar lees en leer ek van Christus in die Bybel? Jou Bybel lees en gebedslewe vandag op hierdie oomblik. Sê, getuig wat 'n plek God in jou hart en in jou lewe inneem. Your love for Scripture and prayer to be with God around His Word is a reflection of your love for God. The second truth the Catechism brings us to is, it sê ons moet hom alleen vertrou. We must trust Him alone. Ja, God het beloof dat hy elke dag by ons sal wees, dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Maar om in alle omstandighede op hom te vertrou. En dan ook sê hy dat ek my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld aan hom sal onderwerp en van hom alleen goeie dinge sal verwag. This really brings the Christian to a point where you, like a small little boy, trust his father with everything. Waar ons soos klein kindertjies met 'n kinderhart God met alles vertrou. Ek dink ons het maandag aand hieroor gepraat by Bybelstudie. Toe het ons in Daniël 4 na sy 3 vriende gekyk. Mense om werklik God met alles, maar alles, met my hele hart te vertrou. Al lyk dinge hoe moeilik. Spreek boekdele van hoe lief ek God het. En dan die volgende punt wat hy sê, ek moet met my hele hart moet ek hom lief hê, vrees en eer, met my hele hart. Julle, ons kan die hele katekismus gebruik, oor hoe ons God moet ken, hoe ons op hom vertrou, en hoe ons aan hom gehoorsaam moet wees. Maar as dit met 'n verkeerde hart gedoen word, mis ek die punt. Dit was die probleem van Nikodemus hulle en die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Ons moet altyd onthou, met die eerste gebod gaan dit altyd oor my en jou se hart. God se liefde vir my en my liefde vir hom gaan altyd oor ons harte. En die laaste een, wat hy dan sê by daai 5de boele daar sê, sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel, om weg te draai van alle mense, presidente, konings, geld, magte, kragte, om te dink dat daardie dinge vir my hoop inhou. En ek sit my hoop en my vertroue in God alleen. Mag ons elkeen God so lief hê. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat U ons kom opsoek het, en dat ons U liefde kan ken, hart en duidelik, sodat ons nie daarin hoef te twyfel,
as jy opnuut ons harte, ons gedagtes, ons denke fokus op u geliefde Seun, Jesus Christus, ons verlosser nie. Ja, kom o Gees van God, kom oorweldig ons harte met God se liefde vir elkeen van ons, dat ons nooit daarin sal twyfel nie. Maar dat ons in die geloof sal vasstaan, maar dat ons God ook sal lief hê met alles in ons. Ja, kom vestig self God se wet in ons harte, kom graveer dit in ons harte in, dat ons dit kinderlik sal glo, en daarin sal vashou met alles in ons. Ja, Here, ons bely in eie krag kan ons nie. Ons is net te boos. Ons is net te lief vir die slegte. Kom maak nuut dit wat dood is. Kom gee rigting dit wat koersloos is. Verheerlik u self in en deur elkeen van ons, ook deur ons gemeente. Gee vir ons 'n liefde vir die heilige God en sy woord, 'n ontzag, 'n vrees om voor u alleen te lewe. Lei ons hierin, o Vader, net ter wille van Christus. Ons dank u vir soveel seëninge, ons dank u vir soveel dinge wat u vir ons gee, net om in hierdie koue dae warm klere te kan hê, 'n warm bed, kos op die tafel, om mense te hê wat vir jou lief is en wat vir jou omgee. Soveel genade aan u, die eer en die dank uit ons harte uit. Wees by elkeen van ons, al baie van ons lidmate siekerig en grieperig is, bring genesing, dat ons weer volstoom in u koninkryk kan werk. Wees ook by hulle wat siek en swak is van wie ouderdom, bemoedig, versterk, gee krag, Vader, maar bo alles, 'n kinderlike geloof in Christus, met die heerlike uitsig, dat ons op pad is, na ons Vaderhuis, om vir ewig by U in Jesus te wees. Wees ook by ons land met al sy uitdagings. Wees by die landbouers, die boere, wat vir ons kos op die tafel moet sit in hierdie moeilike omstandighede. Wees by die armes en die swakkes, deur vir ons goeie leierskap te gee. Stop al die onreg en die verkeerde dinge in ons land en in ons wêreld. Waar daar oorlog is, sien die nood. Maar Here, gee vir ons die geloof en die insig, om ook ons tyd in ons wêreld reg te verstaan. Wees by ons, in ons werkplekke, in ons verhoudings met ander mense, dat ons die helder lig van die evangelie sal skyn, en sal laat skyn in hierdie donker wêreld, veral in hierdie land waar so baie mense die goeie nuus van Christus so bitter nodig het. Heer onse God, ons wil veral bid vir u kerk wat vervolg word, vir gelowiges wat bitterlik swaar kry, net omdat hulle glo. Gee bedienaars van die woord, gee middele. Wees ook by die kerk waar dit net te goed gaan, waar ons net te gewoond geraak het. Ja, Here, mag u uitverkorenes u woord hoor vandag, en mag dit ons harte bekeer, meer en meer tot u eer. Dankie, Here, dat ons hierdie week kan ingaan, wetende dat u ons nooit sal verlaat nie, en dat u by ons is. Dit bid en vra ons alles in Jesus naam alleen. Amen.